Okay. So, emosies wat Jesus ervaar het, so hy op die aarde was, en was dit regtig emosies soos wat ons ervaar het? Ek wil vir julle lees, en ek lees, die van julle wat nou al lank met ons is, ek lees altyd uit die Engelse vertalings uit, want dit gee vir my 'n meer duideliker prentjie as normaalweg die Afrikaanse vertalings. So ek wil vir julle lees Hebreërs 4 vers 14 en 15. Sê, so then, since we have a great high priest who has entered heaven, Jesus, the Son of God, let us hold firmly to what we believe. This high priest of ours understands our weaknesses, for he faced all of the same testings we do, yet he did not sin. So as ons 'n bietjie daai versie gaan bestudeer en ondersoek en 'n bietjie Bybelstudie oor hom doen, dan gaan ons leer en verstaan dat Jesus het dieselfde, was mens op aarde net soos wat ek en jy vandag is. Hy het geëet en drink net soos wat ons eet en drink. Hy is getoets met alles wat aan sy kant toe kom, net soos wat ons getoets is. Hy het ervaar net soos wat ons ervaar vandag in ons lewens. Nou net so 'n bietjie, ons kyk ons moet kyk vanuit die oogpunt vanuit 'n Bybelse oogpunt. So as ons gaan kyk na wat is die definisie van 'n emosie in die Bybelse konteks, dan sê nou daar's altyd maar Bybelse skoliere wat hierdie tipe van goeders doen, en ek het gaan kyk na Wycliffe se definisie vir emosies, en hy definieer dit as 'n verbygaande gevoel met 'n belangrike godgegewe komponent van die mens se persoon wat aanleiding gee tot aksie. So dink 'n bietjie daaraan. Dis 'n verbygaande gevoel. As jy angs ervaar, as jy vrees ervaar, as jy enige so gevoel is van 'n verbygaande aard. Dis 'n godgegewe komponent. God het vir ons as mens geskape met emosies, want God self het emosies. God is liefde. Dis 'n emosie. In Genesis leer ons dat hy gesê het, ons maak die mens in my beeld. So ons is geskape met die emosies wat God het. So dis 'n godgegewe komponent van jou persoon, van jou as persoon, en dit gee aanleiding tot aksie. So dink maar 'n bietjie, as jy angstig is, of as jy vrees, of as jy hartseer is, watse aksies vloei daaruit voort? Angstig, begin jy sweet, begin jy jou hande saamkram, as jy hartseer is, huil jy, raak jy stil, gaan sit jy in 'n hoekie. So elke emosie wat ons ervaar, gee aanleiding ook dan tot 'n aksie. Hy sê, daar word ook verder gesê dat emosies is die taal van die siel. So emosies gee hart aan dit wie en wat jy is op enige gegewe oomblik. En wat dan aksies katalyseer. So daai aksie wat daaruit voortvloei. Emosies het 'n morele en 'n spirituele dimensie in die Bybelse konteks. Emosies is nie net neutraal nie. Dit is nie net daar nie. Jou emosie is moreel gebaseer of spiritueel gebaseer. Jou emosies, hoe jou aksies wat daaruit voortvloei, jou emosie en jou reaksie wat daaruit voortvloei,
is either van 'n sondige natuur of dis van 'n Christelike natuur. Dit is die betekenis daarvan om te sê dis moreel of spiritueel. En emosies in die Bybelse konteks moet ons altyd onderhewig hou aan die woord van God, onder die autoriteit van God. So jou emosies en jou aksies op jou emosies moet altyd gebaseer wees op die woord van God en jou verhouding met die Here en sy autoriteit in jou lewe. In die Bybel verder kan ons sien dat emosies soms ook uitgedruk word as dele van die liggaam, wat nogal eintlik baie snaaks is, maar dit gebeur. Dele van die liggaam wat gebruik word is byvoorbeeld die maag, die oor, die oog, die lewer en die hart. Nou as ons bietjie kyk na die maag, dan sien ons tipies byvoorbeeld in Job is daar heelwat waarna dit verwys word in Job 20 en in Job 32. Dit dui op die mens se innerlike wese. Dit wat binne in jou is, jou passie en jou intellektuele krag wat jy het. Die oor, onthou, die oor, gebruik jou oor om te luister, dit dui op begrip. Job 13. Dit wat by jou oor ingaan, moet vir jou begrip gee. Die oog is dit wat jy sien. Job 17, kan jy nou gaan kyk, 1 Samuel 14, Prediker 4 en 2 Petrus 2. Die oog druk uit geluk of vreugde, maar die oog word ook gekoppel aan welis, aan die emosies en aksies van welis. Die lewer, as ons bietjie dink aan die lewer, veral in die Ou Testament, word daar baie geskryf oor die organe in Levitikus, oor wat moet gebeur. Nou die lewer dui op 'n offer. Maar dit kan ook simboliseer hartseer, heerlikheid en eer in Job 19. En dan die hart, weet ons almal, dit dui op morele lewe, deernis, die keuses wat jy maak, die begrip wat jy het vir die lewe en die keuses wat jy in die lewe maak. Reaksies op emosies. As jy oorgaan tot aksie as gevolg van 'n emosie wat jy het, kan of fisies of geestelik van aard wees. En dit word bepaal of dit fisies of geestelik van aard is, word bepaal deur die omstandighede of die gebeurtenis wat plaasgevind het. As jy in 'n situasie is waar jy vreesbevange is, gaan jy fisies optree, gaan jy geestelik optree of gaan jy beide optree? Fisies optree, gaan jy vlug, gaan jy hardloop, gaan jy wat gaan jy maak? Geestelik, as jy geestelik optree, wat gaan jy doen? Gaan jy die Here aanroep? Gaan jy vir die Here vra help? Of gaan jy net een van die twee doen? So, elke emosie het 'n fisiese of 'n geestelike of 'n fisiese en 'n geestelike reaksie. Nou as ons kom by Jesus se emosies, dan sien ons dat Jesus se emosies, ons dink nou aan Jesus as die sondelose man. Jesus het aarde toe gekom, hy het geen sonde gehad nie. Tog het hy ervaar dit wat ons ervaar het. Sy reaksies op sy emosies was gemotiveer gewees vanuit sy goddelike natuur. Hy was God wat mens geword het. So sy emosies wat in aksie oorgegaan het, was gemotiveer deur daardie goddelikheid van hom. As ons 'n bietjie dink aan okay, wag, ek gaan nou net daarby kom. Ek wil met julle so 'n bietjie gesels oor daar waar hy die tafels omgegooi het by die tempel. Ons gaan nou daarby uitkom. Ons sien ook
dat Jesus se emosies en sy reaksies sondeloos was, want hy is God en God is heilig. In teenstelling met ons, waar ons emosies kan lei tot sondige reaksies. En die emosies wat hy ervaar het, is dieselfde as wat ons as mens ervaar. Ons lees omtrent 60 keer in die 4 evangelies dat Jesus emosie getoon het. En net so 'n bietjie van hierdie emosies wat hy getoon het, wil ek vir julle gee op fisies waar hy byvoorbeeld begrip en meegevoel met iemand gehad het. In Matteus 20 vers 34 lees ons: Jesus het hulle innig jammer gekry en hulle oë aangeraak en hulle kon onmiddellik sien het hom gevolg. Ons lees ook daarvan in Markus 1 en in Markus 8. So hierdie emosie wat Jesus gehad het van begrip en meegevoel met hierdie mans wat nie kon sien nie, het 'n fisiese reaksie gehad van waar hy hulle genees het en waar hulle kon sien. Emosies van begrip en meegevoel vir Jesus wat geestelik tot uiting gekom het, lees ons in Markus 6 vers 34. Toe Jesus uitklim, het hy die groot skare gesien en hulle innig jammer gekry, omdat hulle so skape sonder 'n herder was. En hy het begin om hulle uitvoerig te onderrig. So sy reaksie, hy het hulle jammer gekry, hy het begrip en meegevoel gehad, maar sy reaksie was geestelik van aard in die sin dat hy hulle begin onderrig het in wat God se wil is en wat reg en verkeerd is. Ons sien ook dat hy hierdie tipe emosie van begrip en meegevoel het ook uitgekom in die vorm van trane of in die vorm van waar hy gesug het. In Johannes 11 vers 35 lees ons Jesus het begin huil. So hy het 'n emosie van begrip en meegevoel gehad en hy het begin huil as gevolg daarvan, 'n fisiese reaksie. Markus 8 vers 12 lees ons: hy het in sy binneste diep gesug en gesê: waarom vra hierdie geslag 'n teken? Hy het daardie emosie van begrip en meegevoel van dat hierdie mense nie kan verstaan wie hy is en waar hy vandaan kom, dat hy werklik die seun van God is nie. Ons sien in Jesus dat daar die emosie van woede was. En Jesus se emosie van woede was die gevolg van die rituele, die godsdienstige integriteit van die samelewing. Die godsdienstigheid waaraan die Jode vasgeklou het, wat gedink het, dit gaan hulle red. En sy woede dan het gekom omdat hulle hierdie godsdiens, hierdie rituele bo menslikheid plaas. Dit het hom kwaad gemaak. Hierdie hardheid van die Jode, die hardheid van hulle hart. Die Jode was so gefokus en so vas aan hierdie wettigheid van hulle, dat hulle Jesus wou aanvat omdat hy iemand op 'n Sondag genees, op 'n Sabbatdag vir hulle, was 'n Sabbatdag gewees. Hulle harte is so hard, dat hulle nie kan sien wat dit vir hierdie man of hierdie persoon gaan beteken as Jesus hom genees nie. En wat dit gaan beteken vir die koninkryk van die Here nie. Hierdie woede van wat Jesus ervaar het, kry ons ook in die vorm van dat hy geïrriteerd was en dat jy kon sien in die manier hoe hy praat, dat hy geïrriteerd is, so dit is nie 'n woede soos in 'n woede sessie nie, maar dit is 'n irritasie met dit wat om hom gebeur en die mense rondom hom. En ons sien dit in Markus 10 vers 14. Dan een wat daar baie debatte is dat Jesus het in Johannes 11 vers 33
lees ons dat Jesus het in die gees gekreun. En as ons 'n bietjie daai teks gaan bestudeer, dan sien ons dat hy eintlik woede gevoel het. En die objek van sy woede was die feit dat die dood boos is. En dat as die dood plaasvind, dat dit jou kan vat na die ewige lewe of na die ewige hel. Die Engelse woord wat gebruik word is dat was 'n groaning. So dit het van diep binne in sy binneste het dit uitgekom. Dan lees ons van sy woede in Matteus 21 vers 12 tot 13 by die tempel. En die objek van sy woede hier was die besorgdheid oor die heiligheid en die aanbidding vir die Vader in die Vader se huis. En dit het my nogal diep geraak toe ek dit lees en dit raak sien. Ons gaan so maklik kerk doen. Maar wat doen ons daar by die kerk? En wat doen ons binne in die kerk? Eerbiedig ons die Vader se huis omdat hy heilig is? Of wat doen ons as ons by die kerk is? Op 'n Sondag. En vandaar dan Jesus se optrede. Die huis van sy Vader en die heiligheid daarvan is geskenk deur hierdie money changers en hierdie mense wat handel dryf daar in die tempel. 'n Ander emosie wat ons by Jesus sien is vreugde. Is nie net bloot 'n oppervlakkige vreugde soos wat ons baie keer kan ervaar as jy 'n paar nuwe skoene gekry het of nuwe kar gekoop het. Jesus het nie so oppervlakkige vreugde gehad nie. Jesus se vreugde het van diep binne afgekom. En Jesus se vreugdes is gemotiveer deur die mens. En dit wat die mens rondom hom doen. Dit het vir hom tot vreugde gelei. Daai diepe vreugde van 'n sondaar wat vrygemaak word. In Lukas 4 vers 21 lees ons en in Johannes 15 vers 11. Ons sien ook dat Jesus die emosie van liefde gehad het en ek gaan nie baie daaroor sê nie want ons weet almal dat Jesus is die ultimate voorbeeld van liefde. Want hy het die Vader die liefste gehad en hy het die mensdom lief gehad. Millicent het spesifiek gevra oor die tuin van Getsemane en as ons gaan kyk in die tuin van Getsemane, wat se emosies het Jesus daar ervaar? Hy het pyn ervaar. Pyn omdat hy weet van die verraad, omdat hy weet wat op hom wag. Hy het angs gevoel, hy het geweet dat die kruis vir hom voorlê. Daar was 'n vrees by hom om geskei te word van die Vader, want hy bid, my God, waarom het jy my verlaat? Daar was 'n alleenheid gewees. Hy het alleen gevoel. Nie eers die disippels kon saam met hom wakker bly om te bid nie. Maar hy het geweet dat dit die pad is wat hy moet stap en hy het hom onderdanig gestel aan dit wat die Vader van hom gevra het. En hierdie emosies, al hierdie goed wat hy ervaar het in hierdie tuin, daar waar hy gebid het, manifesteer in die feit dat hy bloed sweet. En om bloed te sweet is 'n toestand wat medies regtig bestaan. Ons lees dat Jesus bloed gesweet het in Lukas 22 vers 44. En ons sal spesifiek verstaan, Lukas was 'n dokter van beroep gewees. En dit is net Lukas wat hieroor skryf dat Jesus bloed gesweet het. Want Lukas het die konteks verstaan en geweet wat dit is om bloed te sweet.
wat dit verg van 'n mens om by daai punt te kom om bloed te sweet. Dit is 'n baie seldsame verskynsel waar as jy onder fisiese of toestande van uiterste fisiese of emosionele angs of stres is, dat jou bloedvate dat rondom jou klein bloedvate die sweetkliere bars. En dit veroorsaak dat die bloed in die kliere sypel en met die sweet meng en dan sweet jy bloed. So dit is letterlik 'n fisiese toestand, 'n siekte toestand wat jy kan ervaar. En daarom sien ons dan in Hebreërs en verstaan ons in Hebreërs 4 waar daar vir ons geskryf word deur Paulus dat Jesus het presies ervaar wat ons ervaar het. Die emosies wat hy gehad het is presies dit wat ons ervaar as mens. En ek dink die groot verskil lê daarin dat hy God is, dat hy heilig is en dat hy sondeloos is. Ons as mens, ons emosies kan ons lei na sonde. En dis die verskil, dis die groot verskil. Dankie Ron.